ons saam bid. Jesus Christus, die Seun van God, Immanuel, God met ons. Die onvoorwaardelike liefde wat ons van sing, wat ek nie dink ons regtig kan begryp hoe lief U ons het nie. Ons kan dit wel sien in die daad wat U gedoen het vandag, meer as 2000 jaar terug, dat U onskuldig in 'n kruis gesterf het vir elkeen van ons, vir elke persoon op hierdie aarde. Dankie vir daai genade, daai liefde. Maar nog meer, dankie Here dat hierdie storie nie vandag hier stop nie. Want ons kan uitsien na Sondag, maar hoe belangrik hierdie is, Here, van vandag moes gebeur het, sodat ons kan leef, sodat ons kan vry wees, sodat ons in 'n verhouding met God die Vader kan wees, 'n oop, vrye verhouding, wat nie deur 'n priester hoef te gaan nie, maar direk met hom. Heilige Gees, ons verwelkom U het saam met ons elkeen hier ingekom, jy is nie net in 'n gebou nie. Ek bid Here dat dit nie sal gaan oor enigeen van ons op die stage nie, maar net oor U, en dat alles wat my mond uitkom, dit wat van my afkom, dat mense dit sal vergeet, maar dit wat van U afkom, dat in harte sal ingaan, dat hulle sal oop wees om dit te hoor, en dat daai stem by hulle sal wees. U ken elke persoon wat U is, U ken elkeen se omstandighede. Baie dankie vir U liefde, en ons is baie lief vir U. En die gemeente antwoord. Amen. Dankie, julle kan julle plekke inneem. Goeiemôre, my naam is Jan, en ek het julle hulp nodig. Ek weet dit is misdag, maar toe ek vanoggend by kar uit geklim het, 3 top baie losser gesit. So ek het net iemand nodig wat my daar kan help. Ek dink hulle het buite vir ons kos gegee wat my allergiese reaksie gegee het, of hulle net gebruik die verkeerde waspoeier of iets. So as jy 'n bietjie kennis het, help my net, want dit voel of ek kan asem kry hier voor nie. So as my knope pop, moenie skrik nie. Dis deel van die storie. As jy vandag vir die eerste keer by ons gemeente is, of jy besoek dalk, jy's 'n vriend of familie wat die kuier vir die Paasnaweek, baie welkom by ons gemeente. Dit is so lekker om julle almal hier te sien. Ek hoop regtig julle gaan die diens saam met ons geniet, en ook vir ons dankie vir jou hulle vir die nie net die voor, dis nie net die musiek is nie net voor die hoofshow nie, dis nie die pre-show nie. Vir my is dit altyd, dit bring ons in die Here se teenwoordigheid, dit bring ons op 'n plek waar ons kan sê, Here, praat met ons. Nou, ons is huidiglik in 'n tyd wat die Heilige Week genoem word, en die Heilige Week was die hoogtepunt van Jesus se bediening gewees. Hy daardeur sy roeping volbring deur as Messias te sterf aan 'n kruis, maar ook op te staan uit die dood uit. Nou 2000 jaar gelede, toe die Heilige Week begin het dit met 'n groot buitengewone manier gebeur. En niemand sou kon dink van daai begin af hoe dit sou geëindig het by 'n kruis en 'n graf nie. Verlede week het ons Palm Sondag gehad. So Jesus kom van die ooste af in Jerusalem in met 'n donkie gery. Al die mense loof hom prys, want hulle sit palmtakke voor hom neer, hulle sit klere voor hom neer, hulle aanbid hom as die Messias, as die koning, en hy ry in. En soos Joan nou gesê het, wil ek half net ons moet net probeer dink, kom ons sit onsself in daai situasie, wat het in daai week gebeur? Net voordat het Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek, en die Fariseërs en Sadduseërs het besluit, dis nou genoeg, dis nou verby, hulle het besluit, nou gaan ons hom doodmaak. So as ek nuus kry, iemand gaan my doodmaak, gaan ek wegbly waar hierdie ouens eintlik is, of wegkruip. Maar Jesus kom in Jerusalem in, die plek waar almal is. Almal is daar vir die Pasga, al die Jode van reg oor Israel is daar, die priesterhoofde is daar. En die maandag gaan hy nog verder, ons lees in Markus 11, die maandag gaan hy en hy reinig die tempel. Hy jaag mense uit die tempel uit om te sê, maar julle is besig om vals te doen, julle is besig om in my Vader se huis die verkeerde goed te doen. Die Dinsdag gaan hy verder, en hy preek vir mense by die tempel, hy vertel gelykenis, en die godsdienstige leiers daag hom uit. In plaas van stil te bly, vervloek hy hulle en sê, die Fariseërs en Sadduseërs sê, julle gaan dit nie maak nie. Hy sê vir hulle dat hulle is soos wit koppies wat buite gewas is, maar binnekant is hulle vuil. Hy vertel 'n klomp gelykenisse, en hy leer van die eindtyd. Die Woensdag is hy in Betanië, en dink hy rus, 'n vrou kom met baie duur parfuum en salf sy kop. En Judas stem daai dag in dat hy Jesus gaan verraai, en hulle gee vir hom sy 30 silwer muntstukke. Die Donderdag is Jesus en sy disippels in die bo vertrek, en hulle vier saam die Pasga. En toe hulle inkom, was hy hulle voete. Wat vir my so amazing is, hy het Judas se voete ook gewas. Hy het geweet wat Judas gaan doen. Hy het vir Judas die nagmaal ook bedien, hy het geweet wat Judas gaan doen. En hy was hulle voete, en in die bo vertrek sê Jesus vir hulle, hy stel die nagmaal in, en hy sê vir hulle, hier is 'n nuwe verbond. Wees lief vir mekaar soos wat ek vir julle lief is. En ons weet later is hy na die tuin van Getsemane toe, en
Judas gekom en hom verraai en hy word gearresteer. Op die Vrydag vandag is Jesus, hy verskyn voor Pilatus en voor Herodes en hy's gemartel en hy dra sy kruis na Golgotha en hy word tussen twee rowers gekruisig en hy sterf. Ons noem vandag Goeie Vrydag. Is dit nie 'n teenstrydige ding om te sê nie? Ek meen, wat is so goed daaraan dat 'n onskuldige man 'n wrede dood sterf? Maar ons kyk na die kruis en ons moet onthou dat die kruis nie 'n nederlaag was nie, maar die begin van 'n oorwinning. Ons weet wat het op Stil Saterdag gebeur en dan ook wat Sondag gebeur in die opstanding, waar die week tot 'n einde gekom het. Die week het nie vandag gestop nie. Maar terwyl Jesus in die kruis gehang het, het hy laaste woorde gespreek. En dit was nie net woorde van 'n sterwende man gewees nie, dit was die laaste woorde gewees van die geslagte lam, van die Messias, waar hy al die skrif en profeseë vervul het. Jesus het 7 goed gesê aan die kruis. Hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid vir die Romeinse soldate, wat hom die hele dag gemartel het, en sê, Vader, vergeef hulle. Ek bedoel, hoeveel genade moet jy hê om dit te kan bid? Jesus walk the talk. Hy het voor dit het hy gesê vir sy disippels, hy preek, jy moet jou vyande lief hê. Jy moet vir hulle bid. Hy bid vir hulle, hy vra Vader, vergeef hulle. Hy sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vir wie sê hy sê, die een rower aan sy regterkant sê, Here, dink vandag aan my. En hy sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Weereens, hoeveel genade is dit? Hier hang 'n ou wat 'n rower is, verdien om daar te hang. Maar Jesus sê, jy hoef nie af te klim nie, jy hoef nie vergifnis te vra nie, jy hoef nie jou tiende te gee nie, jy hoef nie sondebelydenis te doen nie, jy hoef nie 5 keer kerk toe te gaan nie, jy hoef nie 'n offer te bring nie, maar vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Want ek maak dit vir jou moontlik. Ek gee vir jou daai genade om saam met my daar te wees. En dan sê hy, daar is die seun, daar is jou moeder. Johannes die disipel is voor Jesus en sy moeder is daar, en hy sê vir Johannes, kyk asseblief na my ma. En Maria het by Johannes gebly na Jesus se dood, en hy het na haar omgesien. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Hy sê, ek's dors, dis volbring. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Nadat Jesus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Skryf Johannes in Johannes 19. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Dieselfde stem wat al die wonderwerke gedoen het, sê ek is dors. Het julle al ooit daaraan gedink? Dit is vir my eintlik ironies dat hierso is Jesus wat wonderwerke gedoen het, die stem wat die wind in die see stil gemaak het, is dors. Die stem wat vroeër gesê het, ek het die lewende water, ek kan die lewende water vir jou gee, sê ek is dors. Maar vriende, dit wys net vir ons dat Jesus ook ten volle mens was. Dis so belangrik om te verstaan. Die kruisiging was nie 'n show gewees deur 'n God wat gemaak het of hy in pyn is en gemaak het of hy sterf nie. Jesus was ten volle God, want hy het geen sonde gehad nie. Hy was die vlekkelose lam wat gesterf het vir elkeen van ons, maar hy was ook ten volle mens gewees. Hy het werklik gelei in daai kruis. Hy het werklik gesterf. 'n paar eeue vroeër het Dawid 'n prentjie geskets van Jesus se lyding in Psalm 22. Ek is so min werd so spotskerf, my tong kleef aan my verhemelte, U laat my lê asof ek dood is. In vers 29 lees ons hoe die soldate reageer op Jesus se vraag. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nou suurwyn was soos goedkoop drank gewees. Dit was amper soos Four Cousins of wat, Adelpracht. Yes, nou sit almal nie, ek ken nie wyn nie, Jan. Of ek ken net dierwyn, Jan, ek ken diesel en ek leer ook maar, ek drink nie wyn nie. Ek drink ander goed, maar ek drink nie wyn nie. Terug na my punt toe. Dis goedkoop wyn, dit proe amper soos asyn. Maar wat die soldate gedoen het, hulle het dit gedrink terwyl hulle gewag het om die mense wat die kruis hang om dood te gaan. Nou hier is die tweede wyn wat vir Jesus aangebied is. Die eerste wyn is hom aangebied toe hy net bo op Golgotha aangekom het, toe hy die vertikale paal plant, het hulle vir hom wyn aangebied en daardie wyn het mirre ingehaat. Jesus het gesê hy wil nie daarvan drink nie. Nou dit was veronderstel gewees om die persoon bietjie te bedwelm terwyl hy op die kruis is, om 'n bietjie van 'n medelee en genade vir hom te gee. Die vrouens het dit voorberei. Maar Jesus het geweier om dit te drink. Nou daar's 'n paar ure wat nou al verbygegaan het nadat Jesus gearresteer is. Hy is in Getsemane gearresteer en hy sê ek is dors. Natuurlik gaan hy sê hy is dors. Ek meen, hoeveel bloed het hy al verloor?
hy's gemartel, hy hang aan die kruis, en ek dink hy's gedehidreer. Hy sê, ek is dors. So die soldate vat hierdie hisoptakkie en hulle vat die spons en hulle druk dit teen sy mond. So wie kan onthou wanneer ons voorheen al in die Bybel gelees het van die hisoptakkie? In Egipte, na die plaag verby is die laaste plaag, sê Moses vir die volk, gaan en vat 'n lam, 'n nie gevlekte lam, wat puur is, en slag hom, en vat sy bloed en sit dit op 'n hisoptakkie, en verf dit bo jou kusyn. Want toe die doodsengel verbygekom het, elke deur waarop daai bloed was, het die eerste gebore nie gesterf in daai huis nie. Die ander het almal gesterf. So as jy vandag die oudste is en jou ma het nie dit gedoen nie, was jy nie vandag hier nie. So daai hisoptakkie wat gesmeer is om te sê, hierdie bloed van hierdie geslagte lam, hier is Jesus in die kruis, die finale geslagte lam van God, wat in 'n kruis hang en sterf vir elkeen van ons se sondes. Ek dink as jy regtig wil verstaan wat Jesus sê, hy is dors, moet jy begin kyk by die vorige aand by die tuin van Getsemane, waar Jesus gaan en hy praat oor hierdie lydensbeker, die beker wat vol van die toorn van God is teen alle sondes van die wêreld. Jesus bid in Markus 14, Abba Vader, alles is vir u moontlik, neem hierdie lydensbeker vir my al weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Jesus was ten volle mens, hy was werklik bang, hy was werklik dors, hy het werklik, alle mense se sonde en skande op homself geneem en onskuldig namens ons gesterf. Hy het werklik alleen weg van God af sterf as gevolg van my en jou sonde. Jesus is net dors gewees oor die kruis wat hy gedra het. Ek dink aan daai dwarsbalk was omtrent 50 kg gewees. Soos jy nou nog gesê het, ek het verlede naweek die Passion of the Christ weer gekyk en ek het vergeet, dis eintlik net 2 ure waar hulle Jesus martel. Maar laat my net weer besef, waar ek altyd die kinderbybel prentjie gehad van 'n Switserse Jesus met 'n kroon en so bloedstreepie wat hy afhang. Het my laat besef, maar Jesus het nie so gesterf nie. Hy het hom 39 keer geslaan. En toe het hom begin gesel met goed wat bene en klip aan het, wat stukke van sy vleis uitgeruk het. Hulle het sy baard uitgeruk. Toe moes hy van daar af met al die bloed wat hy verloor het, daai kruis opdra, waar hom nog aanhou slaan. So Jesus is nie die kruis wat hy gedra het nie, maar daar's tog 'n dieper dors ook aan die binnekant, want hy het in sy siel al my en jou in die hele wêreld se sonde gedra. Natuurlik sou hy dors gewees het. Maar vriende, hier is nie die eerste keer wat Jesus sê hy is dors. Kom ons gaan 'n bietjie terug in Johannes se evangelie nie. In Johannes 4 is Jesus, ons is nog nie daar nie, in Johannes 4 lees ons dat Jesus is ergens heen op pad. Ons is nog nie daar nie. Sorry, ek raak die mekaar as die slides wat wanneer ek hier begin lees. In Johannes 4 lees ons dat Jesus dors is, hy is op pad ergens heen. En hy gaan na Samaria toe. Nou die Samaria het die Jode vermy, want hulle het die Samaritane gehaat. Maar Jesus gaan sit by die put, want hy wag vir 'n spesifieke vrou. So kom ons kyk bietjie na hierdie vrou. Hierdie vrou, al die ander vrouens in die oggend vroeg gegaan om water te gaan skep, wanneer dit koel is. Sy kom in die middel van die dag op die warmste gedeelte. Hoekom? Want sy skaam oor haar skandes wat sy het. Sy wil nie ander mense in die gesig staar nie, want almal oordeel haar in die dorp, almal weet van haar, maar almal praat oor haar. So toe sy daar aankom, is sy bietjie geskok van, wat doen hierdie man hierso? Daar's eintlik veronderstel om niemand hier te wees nie. En het jy al agtergekom dat Jesus baie keer mense ontmoet wanneer jy die minste verwag, en dat mense baie keer ook, dat jy nie regtig agterkom dis Jesus wat eintlik nou by jou is nie. En Jesus gaan en hy doen die ondenkbare in vers 7. Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Die vrou kon nie glo dat hy met haar gepraat in die eerste plek nie, want die Jode sal nooit met 'n Samaritaan praat nie. En Jesus antwoord aan vers 10, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sal jy hom gevra het, en hy sal vir die lewende water gegee het. Baie belangrik, Jesus is net hier, want hy wil water hê nie, hy wil iets vir die vrou gee, want hy weet, sy is geestelik dors. Hy sê van vers 13 en 14, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek vir hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Nee, die water wat ek vir hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water,
wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Sy antwoord in vers 15, meneer, geef my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal word en hierheen hoef te kom om water te kry nie. Jesus ken haar storie, hy ken haar geskiedenis van al die mans wat sy gehad het. Hy weet dat die mense haar oordeel. Hy weet dat sy dors is. En hy wil haar bevry, dat sy nie meer haar identiteit of haar selfwaarde by mans gaan soek nie. Of by ander mense gaan soek nie. Hy wil vir haar van die lewende water gee, wat net van hom afkom, wat van binne af is. Sy het gedink, sy hoef nie weer water te kom skep nie. Maar sy weet, hy wil vir haar water gee wat van binne af is, lewende water. En hierdie vrou gaan terug na die dorp met water wat sy nie gedink het sy gaan kry nie. En hierdie vrou, wat almal veroordeel het en uit die dorp uitgejaag het en weet wat sy doen, sy begin vir die mense vertel wat Jesus vir haar gesê het. En as gevolg van wat sy gesê het, kom daar 'n hele klomp mense tot bekering. Jesus gebruik hierdie gebroke vrou om ander mense te red, om 'n hele streek te verander. Vriende, Jesus kom ook vandag na my en jou toe, want ons almal is gebroke en ons almal is dors. Ek dink ek is dors is een van die 7 stellings wat ons dalk die meeste meer onsself kan vereenselwig. Ons almal weet hoe dit is om dors te wees. Ons almal is dors met pyn, eensaamheid, hartseer, vrees, depressie, teleurstelling en soveel meer, en Jesus verstaan. Ons almal dors, elkeen van ons, maar ons probeer ons dors les met die verkeerde goed. Ons probeer dit les met sukses, en die TV, en werk, en drank. En ons het die diepe dors, en ons dink, hier is die void wat ek wil vul. Ek kort iets, en ek probeer die hele tyd iets vat, iets tydelik, maar dit gaan nie jou dors les nie. Want soos die Samaritaanse vrou het ons almal 'n geestelike dors, 'n dors wat net God kan vul. Net God se lewende water wat Jesus vir ons gee, kan dit vervul. Nou Jesus het 300 profesieë vervul toe hy op aarde was. Ek meen, die Fariseërs en Sadduseërs moes of regtig dom gewees het, of regtig halstarrig gewees het. Dis 'n mooi woord, halstarrig, ek wou 'n ander woord gesê het. Om nie te kan sien, dis so ooglopend voor hulle, hier is die Messias. Alles wat Jesaja, wat Dawid, wat Micha, wat almal gesê het, hier is dit, die Messias, is hier. Hy vervul 300 profesieë, en ek dink, hierdie was die 299ste profesie wat hy vervul, want kom ons lees weer Johannes 19, vers 28, hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Een van die profetiese psalms wat Dawid geskryf het toe hy in 'n moeilike tyd was, skryf hy in Psalm 69. Beledigings het my gebreek en ek is gedaan, ek het gehoop op meegevoel, maar tevergeefs op mense om my te troos, maar daar was nie een nie. Toe ek honger was, het hulle vir my gif aangebied, toe ek dors was, wil hulle vir my asyn laat drink. Jesus spreek sy laaste woorde in vers 30 uit. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en sy laaste asem uitgeblaas. Hulle het nie vir Jesus doodgemaak nie, Jesus sy lewe gegee. Hy het sy laaste asem uitgeblaas en sy gees vir God die Vader gegee. Nou Jesus het geweet, sy disippels gaan eers vergeet, of die storie gaan verkeerd raak. Al het hulle al die wonderwerke gesien, al was hulle by die kruis, al het hulle die opstanding gesien. Maar net so het hy ook geweet, dat ek en jy gaan vergeet wat vandag beteken. Ja, dit is 'n lang naweek, ja, dit is 'n vakansiedag. Maar vriende, ons moet nie die oomblik mis waaroor vandag eintlik gaan nie. En daarom het Jesus die nagmaal ingestel, om ons te help onthou, dat wanneer jy die druiwesap, of wanneer jy die brood voel en sien en ruik en proe, dat dit jou sal herinner wat Jesus vir ons gedoen het. Dat dit ons sal herinner wat die kruis beteken het in ons lewens, in die geskiedenis. En al gebruik jy vandag vir die 100ste keer nagmaal, en het jy al vir die 150ste keer 'n preek gehoor oor die kruisiging. Wil ek vir jou vra, moenie hierdie oomblik mis vandag nie. Hierdie is 'n groot oomblik. Hierdie was nie 'n goedkoop oomblik gewees nie. Dit was 'n duur oomblik gewees. So hierso by ons is nie Rymsig se tafel nie, die nagmaaltafel nie, dis God se tafel. So as jy vandag by ons kuier, enigiemand is welkom om dit te gebruik. As jou kinders by is, as hulle verstaan waar dit gaan, is hulle ook welkom om dit saam met ons te gebruik. So ek wil vir die mense vra, julle kan slank die nagmaal vir ons begin uitdeel.
Ek wil jou vra, as jy jou sap en jou brood kry, dat dit jy eers net by jou sal hou, ons gaan dit aan die einde almal saam gebruik. Ek wil net seker maak, het almal sap gekry. Is iemand oorgeslaan met die brood? As ons vandag die nagmaal gebruik as 'n herdenkingssakrament om ons te help onthou wat gebeur het daai dag. En ons het ongesuurde brode wat jy vandag gekry het, 'n stukkie wat Jesus gebruik het, en hy het gebreek en hy het vir hulle gesê, hierdie is my liggaam gebreek vir jou. Kom ons gebruik dit saam. Jesus het die wyn in 'n beker gegooi en hy het gesê, hierdie bloed het gevloei teen die vergifnis van jou sonde. Kom ons gebruik dit saam. Jesus, ons loof U en ons prys U vir U goedheid, maar ook U getrouheid. Dat U bereid was om onskuldig te sterf aan 'n kruis. Help ons, Heilige Gees, dat ons dit nooit sal vergeet nie. Nie om ons te laat skuldig voel nie. Nie om ons net maar 'n tradisie te laat doen nie. Maar dat hierdie handeling ons net, hierdie klein handeling ons kan help om te onthou die groot prys wat U betaal het op Golgotha. Dat U as die laaste geslagte lam gesterf het, sodat ons nooit weer hoef te offer en ons nooit weer 'n lam hoef te slag en dat ons nooit weer na hoëpriester toe moet gaan nie. Toe U sterf het die voorhangsel geskeur, om daardeur te wys, ons het vrye toegang, ons kan direk na God die Vader toe kom. Help ons dat ons dit nooit sal vergewe nie. In Jesus naam. Amen. Jesus sterf vir almal van ons sonde. Vriende, elkeen van ons het 'n redder nodig. En die enigste redder wat jou dors kan les, is Jesus. Almal van ons is dors. Almal van ons het sekere omstandighede. Ek ken nie jou omstandighede nie. Ek weet nie wat op die oomblik in jou lewe gebeur nie. Dalk het jy vandag hier ingestap en jy gedink, ek kan nie meer nie. Dit voel nie of die Here my gebede hoor nie. Ek weet nie wat in my gesin gaan gebeur nie. Ek weet wat in my finansies gaan gebeur nie. Ek weet nie waar ek weer werk gaan kry nie. Vandag kan jy kom en by Jesus se voete sit om te sê, Here, ek bring dit na U toe. Ek is dors, maar dors wat net U kan les met U lewende water. Jesus gee vir ons elkeen hierdie lewende water verniet. Maar die vraag volgende is, het jy al daai geskenk gevat? Jesus het vir ons elkeen 'n vrye wil gegee dat jy kan kies of jy dit wil glo, dat jy kan kies of jy deel gemaak van jou lewe of jy hom wel jou verlosser en saligmaker gaan maak. So amazing, die einde toe Jesus sterf en dit raak donker en die aarde bewe en die voorhangsel skeur en alles, dat die Fariseërs en Sadduseërs nog steeds gedink het, okay, dit is seker maar snaaks. Dat hulle op daai oomblik besef, die een soldaat het besef en gesê, hierdie is die seun van God. Ek en jy het 'n keuse. Wat gaan ons maak met hierdie groot geskenk wat God vir ons gegee het? Ek hoop dat jy dit sal vat. Ek hoop jy dit deel sal maak van jou lewe, van jou dag. As jy vra het of jy wonder dalk, hoorie, maar glo ek hierdie regtig? Of is ek regtig gered? Kan jy my of met Stefan praat na die tyd? Ek praat met so baie mense wat vir my sê, Jan, ek hoop ek gaan hemel toe. Ek hoop ek is alright. Ek hoop regtig so. Vriende, jy kan weet, in 1 Johannes 5 vers 13 staan, dat elkeen wat die Seun aangeneem het, kan weet dat hulle ewige lewe het. Soos wat die rower wat langs Jesus in die kruis gehang het, dieselfde dag in die paradys was, kan jy weet, as jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. Jy hoef nie meer te twyfel nie. Jy hoef nie 'n goeie mens te word nie. Dis als genade. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader en die genade van Jesus Christus deur sy dood aan 'n kruis en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Dit is vir ons belangrik om community te skep. So daar's nie koffie aan die kant nie, daar's Coffee the Bible, dis 'n cashless plek. Jy kan daar vir jou lekker koffie of 'n cappuccino gaan koop. En dan gelukkig weet ons die storie eindig nie vandag nie. So kom 4 Sondagoggend 9:00 saam met ons Jesus se opstanding. Mag julle baie geseënde dag hê.